Ons sê, goeienaand almal. Dis vir my so lekker om vanaand hier te wees en ek sien uit na alles wat die Here vanaand gaan doen. Dis ons eerste aand van Groeipad 101 en ek weet vir baie ouens is die konsep van Groeipad onbekend. So baie mense het gevra, jy weet waaroor gaan dit en dankie is daai pen ook. Dankie. Hy sal ons sal nou bid vir hom en dan hopelik kom hy by. Maar vir baie ouens is die idee van Groeipad is amper onbekend. Baie mense vra waaroor gaan dit spesifiek en ons eintlik 'n paar temas wat in die volgende paar weke gaan uitkom. So ons is baie opgewonde oor dit, opgewonde oor alles wat die Here daarin gaan doen en vanaand ook. So ons gaan vanaand begin met hierdie tema, neem die koninkryk in besit. Volgende week gaan ons kyk na 'n paar leuns en waarheid om te beweeg in die vrug van die Gees, in heiligmaking en so meer. Die week daarna gaan ons kyk na die heerskappy van God. So hoe om jou huis onder die heerskappy van Christus te plaas, jou huwelik onder die heerskappy, jou finansies en so meer. En die laaste week gaan ons praat oor daai servant heart, so daai dienaarshart en natuurlik 'n klomp goed rondom die Gees ook in dit. So ek is opgewonde en ek sien uit vir alles wat die Here gaan doen. So die rede hoekom ek 'n mikrofoon gebruik is vir die opname, dat ons alles kan opneem, kan seker maak alles is beskikbaar vir elkeen na die tyd. En ons ook mense wat gevra het, kan ons asseblief opneem sodat hulle dit kan aanstuur. So ek weet is vreemd as ons nie 'n massiewe groep is nie om op die mikrofoon te praat, maar dit maak dit so klein bietjie makliker. So voor ons begin, draai sommer net gou na iemand langs jou of agter jou en sê net hallo. Ek wil ook noem, as daar mense is wat nog nie vanaand bywoon nie, maar wat graag volgende week wil inskakel, of wat jy dink aan dalk benefit ook by aande soos hierdie, asseblief nooi hulle saam. So dis nie een sessie, as jy een sessie mis, gaan dit nie noodwendig jou wêreld uitmekaar uitruk nie, maar daar is goed wat ook volg een op die ander, en dis kom ons ook opneem. Maar ja, kom ons bid saam en dan gaan ons begin. So Vader, dankie. Dankie Heilige Gees vir vanaand. Dankie vir dit wat U ook vanaand hier gaan doen. Ons vra Here in hierdie oomblik, Heilige Gees, daag op. Here, daag op in salwing, daag op in krag. En dankie daarvoor, Here. Dankie dat U vanaand hier is. Ek wil vanaand vra, Here, dat U iets kom doen in ons harte, iets kom oopbreek in ons gees, wat ons dalk nog nie van tevore gesien het en beleef het nie. En dankie daarvoor. U is so 'n goeie God. Ons is so lief. Dankie, Here, vir 'n nuwe seisoen. Dankie vir 'n nuwe seisoen, vir baie van ons wat hier is vandag. Ons is so lief, Here. Amen. Amen. So kom ons staan en dan gaan ons saam aanbid en daarna gaan ons begin met die lesings. So kom ons staan. For my waking breath, for my daily bread, I depend on you. I depend on you for the sun to rise, for my sleep at night. I depend on you. I depend on you. You're the way, the truth, and the light. You're the well that never runs dry. I'm the branch and you are the vine. Draw me close and teach me to abide. Where the Spirit leads, as I'm following, I depend on you. I depend on you for the victories still in front of me. I depend on you. I depend on you.
me to abide. Be my strength, my song in the night. Be my all, my treasure, my life. I am yours forever, you mine. Draw me close and teach me to abide. When I pass through death and I enter rest, I depend on you. I depend on you for eternal life, to be raised with Christ. I depend on you. I depend on you. You're the way, the truth, and the light. You're the well that never runs dry. I'm the branch and you are the vine. Draw me close and teach me to abide. Be my strength, my sun in the night. Be my all, my treasure, my life. I am yours forever, you mine. Draw me close and teach me to abide. I depend on you. 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 Al wat ek wil hê is U. Net U, net U. U liefde, U teenwoordigheid. Heilig, heilig. Vir altyd sal ek sing, heilig, heilig, heilig. Sal ek sing tot in ewigheid. Vir alles wat ek het vir U, net vir U. U eer vir U heerlikheid. Vir altyd sal ek sing, heilig, heilig, heilig. Sal ek sing tot in ewigheid. Heilig, heilig,
nooit sal ek sing, heilig, 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 sal ek sing tot in ewigheid. Net voor ons die worship deel afsluit, ek ervaar ons 'n paar goed waarvoor ons net moet bid. En ek dink daar's 'n paar mense wat die Here vanaand net wil uitlig. So ek gaan net 'n oomblik vat en toelaat dat die Here net kom werk. Dat net vanaand iets kom doen en ek dink nogal aan, so ek wil by jou begin. Ek ervaar hoe die Here jou kom highlight vanaand. Ek ervaar hoe hy besig is om 'n hart in jou te ontwikkel wat amper is soos 'n klein dogtertjie wat weer 'n pappa ontdek. En ek sien jy daai hongerte het en hoe jy daai dors het en hoe dit al hoe meer begin raak en al hoe meer begin raak en ek sien jy daai opgewondenheid met die Here en oor die Here wil deel met ander en wil vat na ander en nie almal vat dit nie, maar ek sien hoe die Here vir jou meer gee en meer gee en meer gee. En die woorde wat ek vir jou ervaar is, die dors gaan nie ophou nie. En ek weet nie of jy goed neerskryf nie, maar begin goed neerskryf. En begin dit deel. Begin dit stuur vir ander. En deur die tyd gaan daar getuienisse mense na die Here toe bring en dit wat uit jou mond uitkom gaan drup met die salwing van die Gees. So ek sien daai klein dogtertjie opgewondenheid. Dis 'n goeie seisoen. Dis 'n goeie seisoen vir jou. En hy gaan jou baie naby trek. Hy gaan jou baie naby trek. Ek sien nie drome begin kry in die aand. Ek sien nie drome begin kry waar mense vir jou begin pinpoint, waar hy plekke vir jou begin uitwys en dan dink jy, Here, was dit omdat ek vandag daar was? En ek ervaar aansou die Here sê nee. Ek vat jou soontoe met 'n rede. En wanneer jy na die tyd teruggaan, gaan hy woord op jou hart sit. Hy gaan iets in jou gees bring wat jy daar gaan bedien. Jy gaan sien hoe mense gaan draai, Okay, so ek is opgewonde. Saam met jou. So just keep on doing what you're doing. Keep on doing what you're doing. Ek ervaar die Here gaan nog baie kom doen. Okay, het jou baie lief. Amen. Steven Boeta. Ek ervaar vanaand die Here sê net, well done, good and faithful servant. Ek sien hoe die Here net, in my geestesoog sien ek net die groot glimlag oor jou. Ek sien hoe hy daar staan en dan staan hy in sy troonkamer en ek ervaar hoe hy letterlik sê, maar kyk, hier's my seun. Hier's my seun. En ek ervaar hoe hy sê hoe trots hy is op jou. Ek ervaar hoe hy vertel hoe lief hy is vir jou. Maar well done, good and faithful servant. En jy het nodig om te weet. Hy sien jou raak, Boeta. Hy sien jou raak. Ek sien daar was al baie mense wat teen jou was, baie mense wat snaakse goed gedoen het, wat kom steel het by jou. Man, God is replacing it. Die Here gaan teruggee en die Here is besig om te herstel. Maar hy sien jou raak. En joh, het jou lief. Hy het jou ongelooflik baie lief. Okay, weet dit vanaand. Amen. Dank Jesus. Jaco Chanel. Ek weet nie wat dit is nie, maar ek ervaar ons 'n verandering in seisoen. Vir julle wat voor lê. En ek sien hoe die Here besig is om 'n ding te bewerk en daar's amper 'n multiplication, daar's 'n iets wat bykom, daar's 'n ding wat die Here besig is om te bewerk. En ek weet nie waar dit spesifiek is nie, maar berei hulle voor, want ons 'n groot verandering in seisoen, maar dis 'n goeie ding.
En dis 'n mooi ding, en as julle terugkyk, gaan julle dink, maar Here, dis waarvoor ons gebid het. Dis waarvoor ons gevra het. En daai verandering, gaan julle getuienis wees. En ek sien nie julle kom praat hier voor in die kerk, en waar ook al julle gaan julle getuig van die goedheid van die Here. Ons 'n verandering wat kom. Ek sê, ek weet nie waar dit is nie. Ek weet nie of dit is in werk of gesin of wat dit is nie, maar ons 'n verandering wat kom. But it's a good thing. It's a good thing. Okay. Amen. Amen. Hey Baba. Hy oefen net so lank. Hy oefen net so lank. Ja. Dankie Here, dankie Here, dankie Here. Sjoe, dankie Here. My boetie daar heel agter. Oh nee, wat is jou naam nou weer? Kies ek nou skoon vergeet. Sê geweer? Ryan. Ou Ryan. 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 Ek sien nie jy stap. Jy stap met baie van die Here se woord in die hart. En die Here sien dit raak. En ek sien hoe die Here jou gaan eer. Ek weet nie, maar ek ervaar hier baie drome en jy het baie planne en as goed wat die Here op jou hart sit en jy weet nie of alles gaan uitwerk nie, en ons sekere angstighede en ons sekere dinge. Maar wat ek ervaar is, jy stap so naby aan die Here dat jy amper in 'n tipe Dawids gees stap, waar ongeag of ek bietjie skeef trap hier en daar of die verkeerde besluit maak of in die verkeerde rigting gaan, ek sien hoe die Here jou gaan eer. Dankie. Wil hy net na die voorste trappie toe gaan. Maar ek sien die Here gaan jou drome eer. Ek sien die Here gaan jou drome eer. En ek wil jou aanmoedig, bly naby aan hom. Bly naby aan hom. Jy is deel van 'n nuwe generasie. Jy is deel van 'n generasie wat die hart van God gaan dra in ons samelewing, in ons kultuur, in ons land in. So hou net vas aan hom. Hou vas aan hom. And watch this space. Hy gaan jou gebruik op plekke waar niemand anders kan kom nie. En hy gaan deur jou werk op maniere wat niemand anders kan nie. Amen. So hou net vas, hou net vas. Ja. Twee laaste goed. Ek ervaar dat daar 'n seisoen van kreatiwiteit is. Is iemand hier vanaand wat regtig 'n kreatiewe bediening op die hart het? 'n Kreatiewe bediening. Dalk ervaar jy dat jy moet begin skryf. Dalk is dit om te verf en jy kan nog nie verf nie. Dalk is dit om 'n spesifieke amper sê in kunste in te gaan, of deel van daai tipe goed. Is jy so iemand vanaand? Of wat 'n gawe het vir dit? Okay. Ek gaan vra, kom ons bid net daarvoor. Dankie. Kom ons bid daarvoor. Vader, dankie dat jy vanaand hier is. Dankie Heilige Gees vir elke werking, elke verandering, elke aanraking vanaand. En vanaand wil ek vra, Here, dat jy 'n kreatiwiteit onder u mense sal loslaat. Here, elke keer as ons 'n boodskap stuur, dat u deur daai boodskap sal werk. Elke keer as ons skryf, elke keer as ons 'n koek versier, ongeag wat dit is, Here, wil ek vra, laat daai kreatiewe gees los vanaand in die naam van Jesus Christus. En dankie daarvoor, Here. Dankie Heilige Gees vir kreatiewe maniere van besigheid doen. Dankie Here vir kreatiwiteit, Here, in digkuns, in kunswerke, in elke deel. Ons eer U daarvoor. Here, vanaand wil ons ook kom bid vir enige covenants wat ons dalk met leuns gemaak het, wat sê, maar die Here is teen my. Die Here is teen my gesin, die Here is besig om my te straf. En ons vra, Here, kom vervang daai goed met waarheid vanaand, in die naam van Jesus Christus. En dankie daarvoor, Here. Here, net so wil ons kom bid vir ons boere vir reën. Here, ons weet het opgedaag vir Elia hulle. En voordat hulle by daai berg kon afgaan, het die reën hulle gevang. En vanaand wil ons bid, Here, in die naam van Jesus Christus. Heilige Gees, stuur reën. In die gees, maar ook in die fisiese.
En dankie Here vir 'n reënbui wat neersak, wat ons grond so voed dat dit 'n rekord oes sal wees. En ons gee dit vir U in die naam van Jesus Christus. Dankie dat U vanaand hier is. Dankie vir U woord vanaand. Dankie Heilige Gees. Amen. Amen. Right, dis welkom te sit. Dankie. Sjoe, dankie Pieter. Dankie. So ek is opgewonde oor vanaand. Ek dink dat ons 'n klomp goed waardeur ons gaan. Ons gaan nie noodwendig direk oor alles praat nie, maar die idee is dat jy kyk na die notas wat ek vir jou gegee het. Ons gaan al die verse gaan ons ook op die bord sit en jy gaan sien in die notas is daar sekere vrae. Nou daai vrae is nie vir hierdie groep nie. Daai vrae is wat jy op jou eie tyd kan deurwerk of dalk praat jy eers met iemand oor 'n vers en dan net jy so 'n paar vrae om jou net te lei met dit. So die groot ding vir ons van Groeipad 101 is, dit gaan oor disippelskap. So ons wil graag ons gemeente en ons dorp op 'n plek bring waar ons effektiewe disippels van Christus is, wat geesvervuld is, wat stap in die waarheid. En saam met dit, wat eenvoudig sekere dele van die woord kan oordra, sodat ander kan verstaan, sodat ander ook in dit kan stap. So van die goed sal jy agterkom, gee so 'n bietjie breër konteks, in terme van die woord, in terme van die geestesrealm, en van dit is weer baie eenvoudiger, van dit is op spesifieke situasies. Maar ek dink waar ek wil begin vanaand is, baie van dit wat ons oor die volgende paar weke gaan bespreek, kan so 'n bietjie aanstoot gee in jou gees. Nou, ek weet nie of julle van daai heilige koeie het nie, ek het nog 'n paar van hulle. 'n Heilige koe is iets wat ek glo, wat nie noodwendig in die woord is nie. En baie keer is daar sekere goed wat ons glo, wat nie in lyn is met die woord nie. Wat nie in lyn is met dit wat die Here vir ons leer nie. En baie van dit wat ons gaan bespreek, gaan juist daai goed aanspreek, sodat ons by hierdie suiwer waarheid kan uitkom, sodat ons by hierdie suiwer plek van die evangelie kan uitkom. Net voor ek verder gaan, het almal 'n papier gekry? Okay, guys, right. So die waarheid gaan 'n ou se gees konfronteer, gaan sekere goed konfronteer, en hier is die ding van konfrontasie, dis altyd uit 'n plek van liefde uit. So as daar 'n bietjie offense in jou hart opkruip, hou dit vir die einde, ons gaan vir jou kans gee om dit uit te bring, en dan gaan ons die demoon uitdryf. Nee, ek grap, ons doen nie daai goed nie, in elk geval. Maar ek is opgewonde oor vanaand. So die een groot ding van die waarheid, Delanus, jy gaan vir ons gaan na daai eerste slide toe. So waarheid gaan altyd 'n ding konfronteer binne in ons, en baie keer gaan ons soos 'n pendulum of na die een kant toe gaan, of na die ander kant toe, of in rebellie ingaan, waar ons heeltemal teen daai waarheid van die Here gaan ingaan, heeltemal teen dit wat die Here vir ons sê gaan ingaan, en sê maar ek gaan nie stap in hierdie vrymakende waarheid nie, of in hierdie waarheid wat die woord vir ons gee nie, ek gaan eerder teen dit ingaan, en my eie ding probeer doen, my eie werke probeer vorentoe bring. So byvoorbeeld met verlossing, weet ons, verlossing is absoluut van Christus af. Dis 'n gawe wat hy vir ons gee. Maar baie keer stap ons in 'n plek waar ons eintlik ons eie verlossing probeer bewerk. Ons gaan in daai plek in waar ons werk vir die goedkeuring van God. Ek sal nooit vergeet nie, as student het ons baie keer gaan jy deur hierdie tye waar jy eintlik baie heilig probeer wees. En die rede daarvoor was, ons het op 'n stadium gedink, as ons sekere goed doen, sekere voorwaardes nakom, wat ons glo die woord vir ons gee, dat ons in 'n sekere tipe krag van die gees kan beweeg. So dit beteken, Saterdag aand 10:00, is die TV af. Dit beteken, Sondagoggend, 'n halfuur voor die diens is jy in die kerk. En dan begin jy bid. En toe is op 'n stadium 'n beweging wat sê, ons moet 8 ure 'n dag bid. En vir jou sê, 8 ure 'n dag is wild. En toe is daar 'n beweging wat sê, doen dit op jou aangesig. Ek het nie lank gehou daarna nie, maar in elk geval. En wat jy probeer doen is, jy het amper God probeer omkoop om sekere goed vir jou te gee.
En dis 'n groot deel van rebellie. Die ander deel is, wat baie keer kan gebeur, is ons gaan terug, Delanie, ek kan sommer ophou daarbo, dankie. Die ander deel is, ons kan baie keer teruggaan in daai plek van tradisie, wettisisme, waar ons in daai suiwer reëls probeer gaan, want ons verstaan nie die waarheid nie, ons verstaan nie die woord nie. So ons dink dat sekere goed ons eintlik gaan vrymaak, of sekere goed vir ons toegang gaan gee tot God, wat nie eintlik gaan nie. En wat is waarheid veronderstel om te doen? Waarheid is hierdie, ek gaan na die volgende een toe. Waarheid is veronderstel om ons verhouding met God te herstel. So enigiets wat jou konfronteer vanaand, enigiets wat jou teologie begin uitmekaar uitdruk, is 'n goeie ding, solank dit van die woord afkom, want dit is veronderstel om jou terug te trek in 'n plek van verhouding. En so ek wil vra weer eens, as daar iets is vanaand, waarom jy nie saamstem nie, of iets is wat jy sê, hier is bietjie uit my comfort zone uit, vra vir die Here. Vra vir die Here om dit vir jou reël te maak. Vra vir hom om dit vir jou 'n werklikheid te maak, sodat ons kan gaan in daai plek en ons werk vanuit verhouding, nie vir verhouding nie. Ons baseer nie ons geloof op werke of tradisie of rebellie nie, maar juis op die verhouding van God. So een van die goed wat ek besef het deur die jare is baie keer probeer ons kerk baseer op die hoeveelheid ervarings wat ons kan kry. Ons probeer dit baseer op die hoeveelheid wonderwerke wat ons sien, en ek is die miracles ou. Ek is die ou wat dit like. Die oomblik as iemand bietjie nuus in 'n diens, dan dink ek, daar's die genesing. Jy weet, en ek soek dit. So baie keer probeer ek daai goed so half uit die crowd uittrek, en ons probeer sien wat gebeur, en al die goed. Maar hier is wat ons deur die jare besef het. As jy nie gegrond is in waarheid nie, gaan 'n wonderwerk jou nie naby aan Christus hou nie. So wat ons wil doen in die volgende paar weke, is ons wil op 'n plek kom, waar ons waarheid so sterk funksioneer, dat ons, wanneer die wind en die golwe kom, en ons een kant toe ruk en ander kant toe ruk, dat ons staande sal kan bly, en kan vashou aan Christus, en nie val nie. Ek sal nooit vergeet nie, ons het 'n hele paar jaar terug, het ons op die een Mighty Men, en ek love Mighty Men, dit is vir my lekker. Dis goeie goed wat daar gebeur. En in daai naweek is daar klomp ouens wat gesond word, genesings wat plaasvind, al die goeders. En op 'n stadium is ek so opgewonde dat ek dit nou self probeer. En vir 'n oomblik het dit goed gelyk. Dat al hierdie mooi goed gebeur en mense word gesond, en ons sien die ouens van een ou wat van longkanker genees was, ander ou wat na die Here toe gekom het na jare, en ons sien al hierdie wonderwerke. En toe kom ek op 'n plek, omdat ek nie waarheid verstaan het nie, waar ek dom goed begin doen het. So die een was, ek het vir die duiwel gesê, kom vir my. Toe ruk hy my lewe uit mekaar uit, want ek het hom probeer uitdaag, en dit is nie my werk nie. En wat begin gebeur het is, omdat ek alles baseer het op hierdie ervarings wat ek van God het, wonderwerk op wonderwerk, teenwoordigheid, salwing wat uitgestort word, al die goed, het ek in daai oomblik, toe die wind en die weer kom, uit mekaar uit begin val. Maar as ons geloof baseer op die waarheid van Christus, al maak het bietjie seer, al konfronteer het so bietjie, en ek weet nie wat om daarmee te doen nie, dan al kom die wind en die weer, gaan ek nog steeds kan bly staan. So alles wat ons in die volgende paar weke doen, gaan ons filter deur die woord, ons gaan dit filter deur die waarheid van God, en spesifiek hierdie 3 goed, die voltooide werk van die kruis, die leë graf van Christus, en die bovertrek, waar die gees van God uitgestort was. So die voltooide werk van die kruis, sê dat daar niks ekstra nodig is, in ons lewe om verlossing te kry, behalwe die kruis van Jesus Christus nie. Ons hoef nie by te voeg nie, ons hoef nie weg te vat nie, ons gaan nou daaroor praat. Die leë graf gaan oor die opstanding, gaan oor die dood wat oorwin is, en die bovertrek oor die Heilige Gees, wat uitgestort is, wat ons ontvang, en wat vir ons krag gee, en wat ons lei. So dis die lense van al ons leringe oor die volgende paar weke, en dis wat ons in lyn gaan hou met die woord, dis wat ons in lyn gaan hou met die waarheid. Hoekom? Kom ons kyk gaan na hierdie vers, 1 Timoteus 4. So dit sê, die Gees sê uitdruklik, dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof, hulle sal misleidende geeste navolg, en die leerstelling van bose geeste aanhang.
Hierdie dwaalleraars is heilige leenaars wie se gewete toegeskroei is. So hy sê in die laaste dae gaan daar leerstellinge wees, en is in kerke, dis in bedieninge, wat ons juist gaan wegtrek van God af. So die oomblik, as ons 'n preek hoor, as ons 'n boodskap hoor, as ons selfs deesdae YouTube video kyk, en ons iets wat wil wegvat van die kruis af, of daar's iemand wat nie erns maak met sonde en die verlossing van Christus nie, dan weet ons, hulle is besig met hierdie goed. Hulle is besig met leringe wat ons gaan wegvat van Christus af. So baie ouens preek byvoorbeeld deesdae die prosperity ding. En prosperity is lekker, want jy ry na dit 'n lekker kar. Nou, en jou gemeente doen goed, maar jou mense bly arm. Maar hulle sê nie daai deel nie. En saam met dit is daar ouens wat sal sê, maar wanneer jy tot bekering kom, het jy net nodig om 7 repentance klasse na dit te doen. So wat hulle eintlik daarmee sê is, die kruis was nie genoeg nie, ek het nodig om by te voeg. Ons het jare terug ook te doen gehad met 'n bediening wat gesê het, maar wanneer jy tot bekering kom en die verlossing van Christus ervaar, het jy nodig om deur 1000 demon deliverance te gaan. So dit 'n boekie met die name van 1000 demone. En dan moet jy repent van elke liewe een. So hierdie arme Afrikaanse boerseuns is naderhand so de mekaar. En dan sit hulle 'n naam, ek dink daar selfs 'n naam vir 'n skroefie in 'n bank. Maar dit is ongelooflik. En die probleem is, ons doen so baie goed, wat ons nie eens besef, of byvoeg by die kruis, of wegvat nie. Of nie erns maak met sonde en die verlossing deur Jesus Christus nie. So die 3 stappe wat ons wil volg in die volgende ruk, is hierdie. In die eerste plek, hoe word ek 'n effektiewe disipel van Christus? Ons begin altyd by die voltooide werk van die kruis. Die kruis is genoeg. Die kruis het alles gedoen wat nodig was, en ons gaan nou praat oor wat dit beteken. Die volgende deel is die inbesitneming van die koninkryk. Dis die bekering plus die ontvangs van die gees. En die derde deel is daai lering in geregtigheid, om te groei in die gees, om te groei in waarheid. En dis ook wanneer ons 'n pad met iemand stap. In die eerste plek wil ons altyd begin by die kruis van Christus. Ons begin by wat daar rondom gebeur het, en waar ons vanaand ook gaan begin. En dan gaan ons altyd na, hoe neem ek hierdie in besit? Hoe kry ek besit van die koninkryk, en dan leer ons hulle, laat ons hulle groei in die waarheid van die gees. So is dieselfde weens, wanneer ons dit aan iemand verduidelik, wanneer ons dit oordra aan iemand anders. Sien, alles begin in die woord by hierdie plek waar Adam en Eva geskep was om in hierdie perfekte, mooi verhouding met God te stap. Hulle was geskep om saam met hom in die tuin en in die aandbriesie te wandel. En dan kom hulle op 'n plek waar hulle kies om van die boom van kennis van goed en kwaad te eet. Hulle kies om sonde te doen. En die oomblik toe hulle dit gedoen het, toe bring hulle hierdie skeiding tussen God en mens. En daai swaard van daai sonde hang vandag nog oor ons. Die swaard van dit wat daar gebeur het, is vandag nog iets wat ons saam met ons dra, as daar nie 'n verlosser is nie. So as gevolg van dit wat Adam en Eva gedoen het, was daar hierdie skeiding tussen God en mens. Inteendeel, hulle word uitgegooi uit die tuin van Eden uit, en dan vir honderde en duisende jare stap hulle op 'n manier waar hulle nie God meer persoonlik kan ervaar nie. Daar het skeiding gekom. En ewe skielik kom daar 'n dag waar God self besluit, dis genoeg. Ek soek julle naby aan my. En nou ken ons die verhaal van Christus. Maar wat baie van ons nie besef nie, is Christus se verhaal. Christus wat gekom het om ons weer terug te bring na die Vader toe. Sy storie begin by 'n besluit wat in die hemel geneem was, wat opgeteken is in die woord. So ons lees hierdie Daniël 7 vers 21 en 22. So Daniël kry hierdie visie. Hy kry hierdie visie oor sonde wat oor die aarde is. Hy kry hierdie visie oor die vyand wat aanval. En dan sê hy hierdie, terwyl hy kyk, het daar die horing verwys na die duiwel, begin oorlog maak teen die wat aan God behoort het. En die horing het hulle oorweldig.
So ons weet die slang, die vyand, het Adam en Eva oorweldig en hulle kies vir sonde. Die oomblik wanneer ek en jy deur 'n moeilike tyd gaan, die oomblik wanneer ons angs hoog is en ons woede weghardloop met ons, wat gebeur? Ons kies sonde. Dis die maklikste, natuurlikste pad. So sê die horing het hulle oorweldig. Toe het hy wat ewig lewe gekom en uitspraak gelewer ten gunste van die heiliges van die Allerhoogste. En die tyd het aangebreek dat die heiliges van God die koninklike heerskappy sou ontvang of in besit neem. So Daniel kry hierdie droom. Dan droom hy van hierdie 4 wesens wat uit die see uit opkom. Wat die koninkryke van destyds voorgestel het, wat voor Christus daar was. So daar was hierdie koninkryke wat geheers het oor die aarde, wat mense weggetrek het van God af. En een van daai koninkryke het sonde en die wet voorgestel. Sonde en die wet. So hy sê ons hierdie koninkryke wat opstaan teen die mense, wat veroorsaak dat ons nie by God kan uitkom nie. En dan ergens op 'n stadium, terwyl die vyand besig is om die gelowiges te oorweldig, is daar hierdie besluit in die troonkamer van God. En dan sê dit daai woorde, dan ons gaan terug gaan soontoe. Dan sê dit daai woorde. Die tyd, toe het hy wat ewig lewe gekom en uitspraak gelewer ten gunste van die heiliges van die Allerhoogste. Ten gunste van die heiliges van die Allerhoogste. Hier is wat ons baie keer nie besef nie. Daar was 'n besluit in die troonkamer van God. Daar was 'n hofuitspraak in die hemel. Ten gunste van jou. Ter wille van jou. En dis 'n besluit wat tot in alle ewigheid ego deur die jare. En wat dit vir my beteken is, dit beteken daar was 'n oomblik in die geestelike geskiedenis waar die Here hierdie bevel gegee het dat elke hemelse wese, elke ouderling in die hemel, elke engel, alles wat aan God behoort, aktief begin werk het aan daai oomblik waar ons weer met God versoen sou word. Aan daai oomblik waar ons daai gaping kon oorbrug, waar ons weggestap het van hom af. So van daai oomblik af is die hele geestelike realm ten gunste van jou. Vir jou. En is dit besig om hierdie verhouding en liefde van God vir jou te beskerm. So daarom as mense sê, die Here is besig om my te straf. Dis nie die waarheid nie. Dis nie die waarheid nie, of weet jy, die Here is weer teen my. Of hy toets my nou weer hierdie week. Dis nie die waarheid nie. Daar was 'n hofuitspraak in die hemel ten gunste van jou. Dis soos soldate wat die ketting beskerm, wat 2 bote aan mekaar geanker hou. En daai ketting was op 'n stadium gebreek. Maar daar was 'n besluit, ons gaan hom regmaak. En daai soldate het daai ketting gaan beskerm totdat dit uiteindelik gebeur het. Ek wil net hê jy moet hierdie weet vanaand. Daar's 'n uitspraak ten gunste van jou. Wat het dit beteken? Daniël 7:26. Kom ons lees gou dit. Dit sê hier het in die hof gebeur. Dan sal die hof sit en sal daardie koning se heerskappy van hom af wegvat. Dis nou die duiwelsin. En vergoed vernietig en dit sal beëindig word. Die heerskappy en mag en grootheid van al die koninkryke op aarde sal gegee word aan die heilige volk van die Allerhoogste. Soos hy sê, ons kan die koninkryk in besit neem, dan is dit aan die een kant, ons gaan deel kry aan die ewige lewe, ons ervaar Romeine 14:17, die vreugde, die vrede, die geregtigheid van God op aarde. Ek kan joy hê in die middel van hierdie stryd, ek kan al hierdie goed al ervaar, maar saam met dit, al die koninkryke op aarde sal gegee word aan die heilige volk van die Allerhoogste. Hierdie dorp behoort aan ons, behoort nie aan die duiwel nie. Die koninkryk van Suid-Afrika behoort nie aan 'n Zulu koning nie. Dit behoort aan die gelowiges. Dis aan ons gegee. Dis ons erfenis. Maar ons gee dit weg. Ons gee dit prys. Dan sê dit, sy koninkryk is 'n ewige koninkryk en al die regerders sal hom dien en hom gehoorsaam wees. Daarom sal jy besef,
So jy sien, baie keer, as ons in 'n vertrek kom waar byvoorbeeld ouens van die regering of munisipaliteit of wie ook al is wat veronderstel is om in beheer te wees, as jy instap en jy's 'n kind van God, 'n gelowige, begin hulle luister, want dis jou huis. Dis jou stuk grond. En ons hoef dit nie eens te eis nie. Dis klaar ons in. Jy het klaar autoriteit. Jy's klaar in hierdie koninkryk. Dis klaar vir jou gegee. Maar hier is die ding. Baie van ons het nie toegang tot daai nie. Hoekom? Want ons stap in hierdie skeiding met God. Ons stap in hierdie goed wat veroorsaak dat ons ore en ons oë toeraak vir hom. En sonde is dit in die eerste plek. So sonde veroorsaak hierdie skeiding tussen ons en God. Kom ons lees gou Jesaja 59 vers 2. Dit sê hierdie: dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God. Dit is julle sondes wat maak dat hy hom nie aan julle steur nie en nie na julle wil luister nie. So elke keer as ons sonde doen, stap God nie weg van ons af nie. Ons stap weg van hom af. Ons begin ons ore toemaak vir hom. Het is moeilik om te weet, ek het nodig om hier autoriteit te neem in die gees, ek kan hier bid vir genesing, of hier praat hy met my, om iemand te bel en te vra, is jy okay? Het is moeilik om te luister vir die stem van God, as ons stap in goed wat nie van God af is nie, as ons stap in sonde, wat skeiding bring tussen ons en hom. So sonde bring die skeiding, en dan sê dit is julle sondes wat maak, dat hy hom nie aan julle steur nie, en nie na julle wil luister nie. Ek dink in die Nuwe Testament, sal ons sê Johannes 10 vers 10, dis sonde wat doen? Wat steel, slag en verwoes. By elke een van ons. So wat is sonde? Sonde is om die merk te mis. Sonde is om die heiligheid van God te mis. Dis om doelbewus teen die wil van God in te gaan, om te kies om nie sy stem te gehoorsaam nie. En wie eens, wanneer ons in sonde inval, is nie God wat terugtree nie, dis ons. Dis ons wat sê, Here, ek het nie eintlik nou tyd vir u nie. Inteendeel, 1 Korintiërs 6:9 sê hierdie, dit praat van die sonde as hierdie woord, arsenokoitai, wat die stamwoord van arseen is, gif, wat ook beteken abusers of themselves. Soos jy sien, jy stap in sonde, of jy sien iemand rondom jou stap in sonde, dan is dit nie net dat daar 'n skeiding tussen hulle en God kom nie. Dis dat hulle letterlik in daai plek van gif intree, and they are abusers of themselves. En dan wonder ouens, hoekom ek nie sekere goed beleef van die Here, sekere teenwoordigheid, sekere seëninge en al hierdie goed nie. Maar die rede is, want ons stap baie keer in dit. Ons 'n ding wat ek oor dit wil sê. Ons los dit vir 'n ander keer. Hier is die ding. Die oomblik as ons stap in iets soos hierdie. Kom ek sê dit. Baie keer is ons bang. Baie keer is ons bang om mense te waarsku. Ons is bang om vir ouens te sê, my boeta, yes, ek dink jy maak droog. Want ons is bang mense neem offense. Maar ons besef nie, baie keer, wanneer ons by iemand kom sit, red ons juis hulle siel, as ons sê, kom ek help jou om hier uit te klim. Ons gaan nie uit 'n plek van oordeel nie, ons mag nooit iemand oordeel en hulle in die grond indruk nie. En ek weet, baie ouens al seer gekry deur dit. En as ons hoor iemand doen dit, gaan ons 'n gesprek hê. Maar ons mag by iemand gaan sit en sê, ek sien jy sukkel. En die rede is hierdie, as ek weet, daar's 'n rinkels op iemand se gras by hulle voordeur en is in die nag, en ek sê nie vir hulle nie, en daai rinkels pik hulle as hulle oor hom stap, wie se skuld is dit? Exactly. Myne. Ek wil nie, ouens rondom my, moet vergiftig word deur die vyand, en ek kon iets daan doen nie. En baie keer gaan dit nie wees deur sonde uit te wys, en baie keer gaan dit net wees deur te sê, jy mis uit op die liefde van die Here. Hy het jou so lief. En die Here doen die werk. Die Here doen die werk. Kyk, kom ons gaan aan. Romeine 3:23. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie.
het nie deel aan die heerlikheid van God nie. So dit beteken, in ons sonde het ons, ek en jy, 'n verlosser nodig. Ons het 'n goddelike ingryping nodig, om deel te kan kry aan hierdie uitspraak, wat ten gunste van ons is. Dis soos iemand wat vrygespreek is van hulle misdaad, maar hulle bly sit in die tronk, want ons niemand om net die deur te gaan oopsluit en hulle uit te tel nie. En baie van ons bly sit in die tronk, en baie mense wat ons ken, bly sit in 'n tronk. Hoekom? Want hulle gryp nie net na die een wat die sleutels het om dit oop te sluit nie. Vryheid is klaar uitgespreek oor hulle, seën is klaar uitgespreek oor hulle, maar hulle gryp nie na die verlosser nie. 'n Volgende vers, Lukas 12:48, maar hy wat nie geweet het nie en dinge gedoen het wat straf verdien, sal 'n ligte straf kry, van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word. En van hom aan wie baie toevertrou is, sal meer gevra word. Een van die vrae wat ons baie kry in huisbesoek, is as iemand wat 'n kind is sterf, gaan hulle hemel toe? Of ons het 'n paar keer al gekry. Die ander vraag is, hierdie ouens wat dalk in 'n ander land is, wat nooit te doen het met die Here nie, gaan hulle verlos word? Gaan hulle deel kry aan hierdie belofte van daai besluit in die troonkamer? Gaan hulle die ewige lewe kry? En dis 'n moeilike vraag. Dis 'n moeilike vraag, en sonder om in te gaan in die doop, gee hierdie vir my bietjie gemoedsrus. Lukas 12:48. Maar hy wat nie geweet het nie, en dinge doen het wat straf verdien, sal 'n ligter straf kry. So ek glo in mercy, ek glo in genade. Maar 'n ligter straf beteken nog steeds 'n oordeel wees. Beteken ou gaan nog steeds voor die Here verskyn en moet kies. Maar ek dink in alles wat ons sê, as ons sê sonde bring skeiding, moet ons ook besef, dat ons mense wat nooit die kans kan kry om blootgestel te word aan Christus nie. En dalk is dit 'n ding wat die kerk kom doen het. Die kerk het sy missie verlaat, wêreldwyd. Maar dalk is dit net dat daar genoeg genade is, ook vir daai persoon, maar hulle gaan met hom te doen kry. En hulle gaan moet kies. Daar is dit so by the way. So hier is die ding. Sonde skei ons van God. Die loon van sonde is dood. Jy kan nie verby dit kom nie, tensy daar 'n verlosser is wat die prys betaal, wat die offer word vir elke sonde. So kom ons lees gou Hebreërs 9. Hebreërs 9, dit sê, dan sou Christus immers herhaaldelik moes gelei het, reeds van die skepping van die wêreld af. Maar nou het hy net een keer in die volëinding van die tye verskyn, om deur sy offer die sonde weg te neem. 'n Mens is bestem om net eenmaal te sterf en daarna kom die oordeel. So is Christus ook net eenmaal geoffer om die sondes van baie weg te neem. So wat daai vers vir my sê, is elkeen van ons was veronderstel om te sterf vir ons sondes. Ons was veronderstel om die ewige dood te kry. Maar hier kom Christus, en in plaas daarvan dat ons herhaaldelik al hierdie brandoffers bring en bloedoffers en al hierdie goeders doen, en soos in die ou dae al hierdie tradisies volg en goeders, het hy een offer gebring en dit was genoeg. Deur sy een offer was al ons sonde weggeneem. Ons gaan na volgende een toe, Galasiërs 4. Dit sê, maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Dis nou die tyd van hierdie besluit. So dit gaan terug na Daniël 7 toe. Hierdie besluit in die hemel, dat hy sê, die tyd het gekom vir ons om besit te neem van die koninkryk. Toe die tyd aanbreek, het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore, en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe. Dankie Here dat hy aan die wet onderworpe was, en nie ons nie. Om ons wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kon word. En omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur, en in ons roep hy uit, Abba, dit beteken Vader. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie, jy is nou ook 'n kind van God, en omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. So hier kom Christus. Hy word gestuur as die voltrekking van hierdie uitspraak in die hemelse hof. En wanneer hy dit doen, kom koop hy ons los, en deur sy bloed wat vir ons gevloei het, hoef ons bloed nie meer te vloei nie. Wat dit prakties vir ons beteken,
is daai een offer, die feit dat hy in die plek gestaan het van die wet, die oomblik toe sy bloed aan die kruis gevloei het, dit beteken al ons sondes was weggewas, weggespoel. En hy sien ons asof ons nooit gesondig het nie. As jy ooit gekyk het na 'n kind, wat vir my so mooi is, as een van ons seentjies iets doen wat so 'n bietjie jou hart laat onrustig raak. En partykeer kom ons so 'n klein stukkie woede op. En raak hy so 'n bietjie onheilig. Maar daarom nie baie nie. Maar die oomblik as so iets gebeur, dan sy ou baie keer in 'n plek van woede. En jy wil pak slaag gee, en jy wil raas en so aan. Maar jy hou jouself terug. Want jy weet die effek wat dit op hulle gaan hê. Maar wanneer daai kind kom jammer sê, wat begin gebeur? Jy sien nie meer dit wat hulle gedoen het nie. Jy sien hulle soos wat hulle was voor die oortreding. En is dieselfde met God. Die oomblik toe Christus se bloed aan die kruis gevloei het, was ons so skoon gewas, dat hy ons gesien het, soos wat ons was, voordat daar enige sonde in ons liggaam is. So hy sien ons nie as sondaars nie. Hy sien ons as kinders. Hy sien ons as heiliges. Hy sien ons as erfgename. Jy gaan nie iemand in jou testament inskryf tensy jy regtig lief is vir hulle nie. En God doen dit met ons almal. Ons is in sy testament. Ons is sy erfgename. Ons kan hierdie koninkryk op aarde alreeds in besit neem. En die oomblik toe hy dit doen, was daar hierdie geestelike banier in die geestesrealm gehuis. Kom ons lees gou hierdie Jesaja 59 vers 19. Dit sê, wanneer die vyand soos 'n vloed inkom, sal die gees van die Here 'n banier teen hom ophef. Hierdie banier is die kruis. Toe Jesus aan die kruis vir ons sonde sterf, was daar toe Jesus aan die kruis vir ons sonde sterf, was daar hierdie geestelike banier gehuis. So in die geskiedenis, in die geestesrealm, is daar hierdie oomblik waar die kruis regop staan voor die duiwel, voor demone, voor enigiets wat nie van God af is nie. So dit beteken dat daar hierdie oomblik is in die geestelike geskiedenis waar ons voor Christus en na Christus is. En die oomblik as ek vir hom ja sê, dan vee hy alles uit tot op daai punt waar die banier gehuis is en hy sien my as voor Christus. Met ander woorde, sonder sonde. Met ander woorde, was nie nodig vir my om skoon gemaak te word nie, want ek was skoon. So hier sê, voor Christus is dalk nie die regte woord nie, maar jy kry die prentjie, daar is die banier gehuis. Hy vee alles uit tot op daai punt. Hier is die ding, wat vir my so mooi is van dit. Die oomblik as ons tot bekering kom, dan vat hy ons die heeltyd terug, na die punt in die geskiedenis, waar die kruis staan. Hy vat ons elke keer terug, en as die vyand jou kom herinner aan wat jy gister gedoen het, dan vat jy hom net terug na die kruis toe. As jy jou kom herinner aan jou verlede, dan vat jy hom terug na die kruis toe. As jy jou laat skuldig voel oor iets wat jy gedoen het, vat jy hom terug na die kruis toe. En daai kruis, daai banier, hou aan hang tot in alle ewigheid. Wat vir ek mooi is van dit, die oomblik toe daai banier opgaan, die oomblik toe die kruisiging gebeur, het hy ons mantel van sonde kom afval en vervang met 'n mantel van geregtigheid. Skoon, heilig voor God. Heeltemal nuut gemaak. Ek is nie meer 'n slaaf van sonde nie. En hier is wat vir my mooi is van dit. Psalm 103 vers 10 sê hierdie. Dit sê God handel nie volgens ons sonde nie. Dit beteken dat die oomblik toe daai banier gehuis is in die gees, van daai oomblik af was ons nie meer geoordeel volgens die wet nie. Ons sonde tel nie meer op aarde teen ons nie. Dis hoekom ek sê, God straf nie op aarde nie. Hy sal eendag oordeel, maar is nie op aarde nie. So as iemand ooit dit vir jou sê, dis nie waar nie. Hoekom? Kom ons gaan terug na die kruis toe. Jy is nie 'n slaaf van sonde nie, hoekom? Kom ons gaan terug na die kruis toe. So die kruis is hierdie oomblik waar alles verander het. Die kruis is die oomblik waar ons die heeltyd gaan bly sit en sê, maar wanneer jy in 'n plek van sonde inval, gaan kruis toe. Wanneer die vyand jou herinner aan iets, gaan kruis toe. Hoekom Galasiërs 4:7? Jy is nie meer 'n slaaf nie. Jy is nou 'n kind van God. Daai banier hang oor jou kop.
Daai banier van die kruis is oor jou huis. Daai banier van die kruis is oor jou gesin. Hy hang daar. Hy hang daar. En omdat Jesus 'n regverdige God is, omdat God 'n regverdige God is, en hy nie sonde ongestraf kan laat bly nie, het hy gekies om sonde vir ons te word. Gekies om dood te gaan vir ons, in ons plek, sodat ons nie hoef nie. En daai banier hang daar, in die gees, om te sê, van hierdie oomblik af, hoef jy nie meer te sterf, vir jou sondes nie, want ek het klaar. Maar van hierdie oomblik af, kry jy die beloning, wat ek veronderstel was, om te kry. Ons kry die beloning, wat Jesus veronderstel was, om te kry. So hy offer homself vir ons. Wat ons baie keer nie besef nie, is, die Bybel sê dat Jesus nie net die sonde van die wêreld op hom gedra het nie. Dit sê hy het fisies sonde geword vir ons. So die perfekte, heilige seun van God het so baie liefde vir jou en vir my, dat hy bereid was om sonde te word vir ons. Ons wonder baie keer, hoekom kon God nie na sy seun kyk op die kruis nie? En is nie net omdat hy seer gehad het nie. Dit was omdat sonde hom so vuil en so lelik gemaak het, dat hy nie anders kon nie. En dan huil die Vader oor daai oomblik. Hy huil oor die oomblik toe sy seun so sonde lyk. En dan sê Jesus hierdie woorde, hy sê, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? Die Vader kon nie na die seun kyk nie, maar hy het geweet wat kom. Hy het geweet hierdie oomblik was nodig. Hy het geweet dit was nodig vir hom aan die kruis te sterf. En dan gebeur hierdie, Efesiërs 2:13. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër weg van God gelewe het, wat in 'n skeiding gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hy wat die twee Jode en nie Jode een gemaak het, deur sy liggaam te gee, het hy die vyandskap afgebreek, wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het. So daar was hierdie skeiding in die gees. Hierdie ding wat ons weggehou het, daarvan om die koninkryk van God in besit te neem, totdat Jesus sonde geword het, totdat hy aan die kruis gesterf het, om ons te versoen met die Vader, totdat hy daai mantel van geregtigheid wat op hom was, vir ons gegee het. So was iets in die bloed van Christus, wat ons nader trek aan die Vader, maar wat ons ook beskerm. So ek wil vra, kan ons gou in 'n paar groepe indeel? Kom ons gaan so 5, 6, dit is welkom om meer te wees, minder te wees. Ons gaan so 5, 6 in 'n groep, en ek wil net hierdie vraag by jou los. As ons sê, en jy sal gehoor het mense praat so, ek pleit die bloed van Jesus, of die bloed van Christus. Ek pleit die bloed van Christus. Wat hoor jy in die eerste plek? In die tweede plek, wat dink jy beteken dit? En mens kan selfs vra, is dit Bybels? Maar wat beteken dit vir jou, as iemand sê, ek pleit die bloed van Christus oor my, of my huis, of iemand naby aan my? So kom ons gaan gou so 5, 6 in 'n groep. Wat beteken dit vir jou, ek pleit die bloed van Christus? Alright, so hier is die interessante. So ek self,
Ek self bid ook baie keer, ek pleit die bloed van Jesus oor iets. Maar die woorde ek pleit die bloed, kom nie in die Bybel voor nie. Glad nie. So nou is die vraag, is dit Bybels? Hoekom gebruik ons dit? En ek dink een van die goed wat ek dink, een van die goed is van my opinie, is dat ons dit gebruik, want aan die een kant bring dit baie keer vir ons troos, maar aan die ander kant is dit ook dat ons eintlik iets anders met dit bedoel. Want ek bedoel, as jy immer sê, ek pleit die bloed van Jesus, bedoel jy nou nie daarmee nou fisies bloed op jou drip nie. So ons bedoel beskerming, of ons bedoel iets anders, waarvoor ons nie noodwendig woorde het nie. En dis 'n moeilike ding, want dit kom baie natuurlik vir sekere mense, en nie natuurlik vir ander nie. Maar ek dink, wanneer ons dit gebruik, maak dit seker, jou bedoeling agter dit, is suiwer en rein. Wat ons ook al baie gedoen het in die verlede, ek sal nooit vergeet nie, ons op 'n stadium in die straatbedieninge, het ons baie prostituie bedien. En dan as jy 'n sekere man van die nag, wat nou oor die prostituut wag en so aan, as ons hulle sien, dan begin jy amper, en die een kant sal van ons gesê het, jy weet, fire is, soos, laat die vuur van die gees jou aanraak, jou onheilig, en die ander ouens sal sê, ek pleit die bloed van Jesus oor jou, maar wat hulle daarmee bedoel het, is dat die Here daai persoon straf. En nog nooit iets met hulle gebeur nie. Tot die een aand wat ons vir die een prostituut bid, en sy begin toe manifesteer, en toe rol sy in die pad af. Het letterlik neergeval net daar, toe begin sy rol. En hoe vinniger ons hardloop agter haar aan, hoe vinniger rol sy. En tot sy die oomblik van, wat ons eintlik skaterlag, oor hoe belaglik die duiwel raak. Maar toe kom dan 'n bevryding vir. Maar ek dink baie keer gebruik ons, ek pleit die bloed as 'n wapen teen iemand, en dis nie die regte manier nie. Maar wanneer ons dit gebruik, en ons gebruik het uit 'n suiwer hart, suiwer plek, interpreteer die Gees dit ook, maar ons moet net seker maak, dat wanneer ons dit gebruik, is dit in lyn met die woord. Want uit die oomblik toe, so Christus kom op 'n plek, hy was die enigste een, wat gekwalifiseer was, om te betaal vir ons sonde. Hy is die enigste een, wat hy las kon dra. En daarom wil ek wil amper 'n prys sit op sy bloed. Het is belangrik, en is swaar, en ons krag, wanneer dit uitgestort word vir ons. Daar's krag wanneer dit uitgestort word, en my kom vry maak, tot op daai plek, waar die banier is in die Gees, wat sê, van hierdie oomblik af, is my kinders vry. Van hierdie oomblik af, staan hulle nie meer pa, vir hulle sonde nie. En ek dink so baie keer kom die vyand, en hy kla ons aan, want die vyand glo nie in die bloed nie. Hy het dit gesien werk, maar hy vat dit nie vir homself nie. So baie keer gaan die vyand ons aankla oor sekere goed in ons lewe, want die vyand verstaan nie wat aan die kruis gebeur het nie. Hy het dit gevoel, maar hy verstaan dit nie. Hy kan dit nie self eien nie. Hy kan nie self daarin glo nie. Hoekom? Want hy is in rebellie. En ek dink ons besef weens nie, daai oomblik, toe Jesus aan die kruis hang, en sy bloed drup af, en ons word vergewe van sonde, en daai brug word geskep, terug na die Vader toe, die skeiding word afgebreek, in daai oomblik, en daai merk, daai baken word in die Gees daar gestel, waarna ons altyd kan terugverwys. Ek dink ons besef nie altyd hoe kragtig daai oomblik was nie. Dit was so kragtig in die Gees, dat selfs die aarde geskeur het in die fisiese. So daar's krag in dit wat daar gebeur het. So alwaarvoor ek pleit, is wanneer ons die woorde gebruik, kom ons maak seker ons weet wat agter dit sit. Of andersins, kom ons gebruik ander woorde, maar daar's krag in daai bloed. So die vraag is, hoe kry ek toegang tot dit? Hoe kry ek en jy toegang tot hierdie bloed van Christus? Hoe kry ons toegang tot daai plek waar die skeiding tussen my en God nie meer daar is nie? En Romeine 10:9 sê hierdie, dit sê, as jy met jou mond bely, dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons, en word ons vrygespreek, en met die mond bely ons, en word ons gered. So dis 'n hartsding, en dis 'n mondding. So wanneer jy met jou mond bely, en met jou hart glo, en hierdie is belangrik, baie mense sê met hulle lippe Jesus, maar hulle harte is ver van hom af.
So jou hart moet ook in lyn wees met jou mond. En die toets daarvan is hoe jy gaan lewe, die vrug wat jy dra. As daar nie vrug is op jou lewe nie, as jou dade nie in lyn is met jou geloof nie, was daar nie werklik bekering nie. So baie mense stap nog steeds in sondige patrone, of in vestinge, of wat ook al het mag wees, omdat hulle nie werklik tot bekering gekom het nie. Ek dink ek het in my jong dae, so my, kom ons sê, amptelike bekering was toe ek 10 jaar oud was. Op hierdie kamp waar ou gepraat het oor die gees, en ek nie 'n klou gehad het wat hy sê nie. En toe die gees my kom aanraak het. En ek sê te jou, maar hierdie Jesus wil ek ken. En dit was my ongelooflik. Maar ek dink ek het daarna, vir die volgende 10 jaar, seker 70 keer weer tot bekering gekom. Want iemand vra, as jy regtig gered, en dan steek ek my hand op. As jy regtig gered, dan steek ek weer my hand op. Hoekom? Want ek het nie hierdie verstaan nie. Ek het nie verstaan dat, as ek gered is ek werklik gered nie. As ek verlos is ek werklik verlos nie. So wanneer dit uit jou hart uitkom, en dis die toets vir almal. As jy met iemand praat, en hulle weet nie of hulle werklik gered is nie, is jou hart by hom. Is jou hart by hom, het jy dit met jou lippe verklaar. So net omdat ek my hele lewe lank in die kerk is, beteken nie, ek is verlos nie. Maar die oomblik as my hart by hom is, en ek het my lippe verklaar, dan word ek gered. En wat vir my so mooi is, dan sê Johannes 1 vers 12, dan word ek 'n kind van God. En wat nog verder gaan, Jesaja 53 vers 4, sê vir ons hierdie. Dit sê, toe hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. En dan hierdie, oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. So dis oortredings en genesing. Nou wat vir my mooi is van dit sê die oomblik, wanneer ek hom aanneem as my saligmaker, my verlosser, my hart behoort aan hom, my lippe verklaar, hy is my Here. Wat begin gebeur? Hy maak my vry van al die sonde, van al my oortredinge, en dan ook, hy bring genesing. So as 2 goed wat aan die kruis gebeur, behalwe vir dood wat oorwin word, behalwe vir die vyand wat vernietig word. En is ook, hy verlos ons van ons sondes. En dan dit wat hy vir ons siel gedoen het, van daai oomblik af, doen hy ook vir ons liggaam. So wat sonde is vir die siel, wat siekte is vir die liggaam. Sonde is vir die siel, wat siekte is vir die liggaam. En albei is alreeds aan die kruis oorwin. Hoekom word jy almal gesond as ons bid nie? Ek weet nie. Maar wat ek wel weet is, dis klaar aan die kruis oorwin. En wanneer ons bid ons dan vanuit 'n plek van die voltooide werk van die kruis. Ek weet nie of julle dit al gedoen het nie, maar so baie keer as ons bid vir iemand om gesond te word, dan begin ek hierdie lang gebede. En as jy sien hulle word regtig nie gesond nie, dan gooi jy Latynse woord ook in. Ons het eendag is ons in 'n kerk, en ek sê wat se kerk nie, in elk geval. Die ou wat toe preek, hy begin bid vir siekes. En niemand word gesond nie. En ewe skielik raak hy vreemd. En hy begin ouens optel, en ons op die vloer gooi, en toe begin die woorde kom. En toe begin dit in Maximo Allegro. Ek sal nooit dit vergeet nie. In Maximo Allegro. Ek sê, wat is dit? Het klink soos iets van musiek, Pieter, ek weet, is baie vinnig. Kijk, so dis jy sê, Here, bietjie vinniger. Dankie. Die eerste keer in my lewe dat ek dit hoor, dankie. En die ou probeer byvoeg. En hy probeer bysit by dit wat die Here gedoen het. Hoekom? Want hy verstaan nie, die werk is klaar gedoen aan die kruis nie. Dis 'n voltooide werk van die kruis. Net so, wanneer ek tot bekering kom, gebeur al hierdie 4 goed. Die eerste ene, ek het toegang tot God. Ek het toegang tot die hemel. Ek het toegang tot die troonkamer. So ons sien in Romeine, sien ons hierdie 2 hemele wat die heeltyd genoem word. Die eerste een is die eerste hemel, wat waar ons is, dis die fisiese realm wat ons hier sien, en die tweede een is die derde hemel, waarvan Paulus praat. Die derde hemel is eenvoudig waar die Vader is. Die tweede hemel is die geestesrealm wat rondom ons is, waar engele is, demone is en so aan. Die derde hemel is waar die Vader is. Die oomblik
Toe Jesus aan die kruis sterf, en hy vat daai skeiding weg, tussen ons en die Vader, het ons skielik toegang tot die derde hemel. Ek kan praat met my Vader deur hom. Ek het toegang tot die Heilige Gees deur hom. Ewe skielik het ek toegang. Die tweede een is, ek het intimiteit. Met ander woorde, ek kan praat met my God. Wow, hoe amazing. Ek het toegang tot my Jesus. Die derde een is, ek ontvang invloed in die samelewing. So invloed onder mense rondom my. Wat is invloed? Invloed is die vermoë om die goeie nuus te bring. Die goeie nuus van Jesus Christus. Die laaste ene van hom, ek ontvang autoriteit. Ek neem skielik die koninkryk in besit. Ek is 'n erfgenaam van God. Ek kan bid vir siekes. Ek kan hande oplê. Ek kan bemoedig. Party van ons kry sekere gawes, ontvang sekere gawes van die Gees. Gawe van gasvryheid, gawe van admin. Baie dankbaar vir Marlies wat daai gawe het. Gawe van lofprysing. Gawe van bak. Daar's verskillende gawes in die Gees. En ons ontvang daai gawes en daai autoriteit van die Here. En dan saam met dit, deur die Gees, jy gaan na die volgende ene toe, ontvang ons Handelinge 2:38, sê die oomblik, wanneer ek tot bekering kom, ontvang ek die Heilige Gees as geskenk. Baie mense preek dat daar 2 oomblikke is in jou bekering. Ja, ons weet later kom maar doop in die Gees, en waaroor sal ons nog praat ergens. Maar jy ontvang die Heilige Gees, die oomblik as jy sê, ja Jesus. Dis nie 'n ding wat later kom nie. Dis nie iets wat later gebeur nie. En dan kom ons baie keer in konferensies en so aan, waar ouens sal sê, maar het jy al die Gees ontvang, en hulle bid daarvoor, maar hulle verstaan nie, jy het hom al klaar nie. En dan as sekere goed nie gebeur nie, of jy sekere goed nie doen nie, dan het jy nou nie die Gees nie. That is not biblical. Dis nie Bybels nie. Jy het die Heilige Gees. Hoe weet ek jy die Heilige Gees? 1 Korintiërs 12 sê wat? Sê niemand kan sê uit jou hart uit, Jesus is die Here sonder die Heilige Gees nie. Dis die toets. Ek love praat in tale. Love it. Ek love wonderwerke. En as ek het 17 keer 'n Sondag kon sien, het ons gemik daarvoor. Maar waarvan ek meer hou, is waarheid. En waarheid sê, dat daar sekere toetse is wat die wêreld geskep het, of jy die Gees ontvang het, wat nie in die Bybel voorkom nie. En die toets is eenvoudig, is in jou hart, dan het ek die Gees. Dan beweeg ek al reeds in hom. Ja, ek moet weer gevul word. Partykeer onderdruk ek hom so 'n bietjie. Maar ek kan weer gevul word, daai volgende vers, Handelinge 4, enetjie terug, Handelinge 4:31. Wat praat oor Petrus, hulle wat leeg geraak het, en dan word hulle weer gevul met die Gees. Partykeer as ek bietjie op empty hardloop, dan vra ek om my weer vol te maak, en weer vol te maak, en weer vol te maak. Maar ek wil vanaand vir jou sê, as jy al ja gesê het vir Jesus, het daar 2 goed gebeur. Die een is, die skeiding tussen jou en God is weggeneem, as gevolg van die bloed. En die tweede ding is, jy het die Heilige Gees ontvang. Hy's klaar in jou. Jy hoef nie te werk vir hom nie. Jy hoef nie ekstra toertjies te doen en allerhande goed nie. Hoekom? Efesiërs 2:8-9. Julle is uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, dis 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. So God gee dit vir ons. Die volgende in Jakobus 2:24. Dit sê, julle sien dus dat 'n mens vrygespreek word op grond van sy dade en nie op grond van sy geloof, of julle sien dus dat 'n mens vrygespreek word, maar moet eintlik wees 'n nie daar, nie op grond van sy dade nie, maar op grond van sy geloof. Die vers is net omgedraai, maar op grond van sy geloof. Nou, wat vir my mooi is van dit, Jakobus skryf baie keer en sê, dan sal hy sê, maar waar is jou dade? Hoekom is jou dade nie daar nie? So die oomblik as ek tot bekering kom deur geloof, gaan my dade spreek van my bekering. Daar's sekere goed wat ek gaan doen, 'n sekere manier hoe ek gaan praat, en is 'n teken van die Gees wat in my is. Maar ek kan nie werk om die Gees te ontvang nie. Ek kan nie perform om my redding te kry nie. Dis alles deur geloof. Inteendeel, Jesaja 64 sê hierdie,
Ons almal het geword soos mense wat onrein is. Ons beste dade is soos vuil klere. Ons is almal soos verdroogde blare. Ons word deur ons sondes weggewaai soos deur 'n wind. Ek kan nie werk vir verlossing nie. Ek kan nie God so tevrede maak deur wat ek doen, dat hy vir my die ewige lewe en die Heilige Gees gee nie. Dis nie hoe dit werk nie. Ons werke is soos wat? Soos vuil klere. Dirty rags. Dirty rags. Daar's niks wat jy kan doen om sy guns te wen nie. Behalwe om te glo. Behalwe om te glo. Daarom daai wat ons as studente gedoen het, beteken vir die Here niks. Maar asseblief kom 'n halfuur vroeër kerk toe, dis lekker om te kuier. Maar dit beteken niks vir die Here nie. Hier is die vraag, en dan gaan ons afsluit. As ek hom aanvaar het as my verlosser, en hy die skeiding weggevat deur sy bloed, deur wat hy aan die kruis gedoen het. En ek wil jy moet verstaan weens, dit wat aan die kruis gebeur het, was 'n volmaakte, voltooide werk. As jy na die tyd nog moet gaan vir sekere goed, disippelskap is nodig, maar ek het nie nog verlossing nodig nie. As ek na die tyd nodig het om my priester te betaal, dat hy my sondes vergewe, dan verstaan hulle nie wat aan die kruis gebeur het nie. Dis 'n volmaakte werk. Is die ding. As ek dit gedoen het, as ek ja gesê het vir Jesus, kan ek my verlossing verloor? Kan ek my verlossing verloor? Ja, maar ook nee. Ja, hierdie vers. Ons kyk na hierdie ene. Ekskuus, die volgende ene. Matteus 12:31. Daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering kan die mense vergewe word, maar die lastering teen die Heilige Gees kan nie vergewe word nie. Wat is lastering teen die Heilige Gees? Dis die doelbewuste verwerping van God. As ek God verwerp en ek kom nie tot bekering nie, is daar nie hoop nie. As ek nee sê vir hom en ek kom nie tot bekering nie, is daar nie hoop nie. As ek hom al gevloek het en ek het weggestap van hom af en ek kom tot bekering, kan ek vergewe word? Ja. Hoekom? Want ons genade vir dit. Ons genade vir dit. Maar ek kan my verlossing verloor as ek wegstap van hom af. As ek wegstap van hom af. Die laaste ding. Galasiërs 2:19. Sê Paulus hierdie, maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Oomblik, as hy die skeiding weggevat het, as ek verlos is deur sy bloed, as ek die Gees ontvang het, leef ek anders. Dis nie meer ek wat leef nie, dis hy wat in my leef. As mense my sien, moet hulle hom sien. As mense met my te doen kry in my besigheid, moet hulle met Jesus te doen kry. As mense met my te doen kry oor die foon, moet hulle sy stem hoor. As mense met my te doen kry in Pick n Pay se parkeerarea, wat chaos is, moet hulle met hom te doen kry. As my kinders my bel, dan moet hulle met hom praat. Dis nie meer ek wat lewe nie. Dis hy wat nou in my lewe. En hier is vir my belangrik. Hier is vir my belangrik. So hoe lyk hierdie pad? Baie eenvoudig. Ons was gemaak om in 'n verhouding met Christus te wees. Maar sonde het daai skeiding gebring. Deur Jesus het hy die besluit gemaak. Daar was 'n uitspraak in die geestelike realm dat ons die koninkryk in besit sou neem. Dis ten gunste van jou. En daarom is dit so eenvoudig soos om vir Jesus te kies. En deur Jesus het die Here versoening gebring tussen God en mens. En hy was die perfekte offer wat nodig was. As hy nie die perfekte offer was nie, was God 'n leienaar en dit is hy nie. Hy was die perfekte offer wat nodig was, sodat ons weer by hom kan uitkom. En as gevolg van die kruis,
het ons nou toegang tot die Vader. En dit gee vir my joy. Dit laat my deel kry aan die vrede van die koninkryk. Hoekom? Ek dink so aan 'n hele paar jaar terug, toe staan op die een vliegtuig 'n meisie wat saam met een of ander voog nanny vlieg. En ons hou die ding so dop. Die meisie raak alle opgewonder. Hoe nader ons kom aan land. En sy staan nie lekker wat aangaan nie, maar sy hop op en af en is sweet, en die koeldrank mors oor haar en is 'n gemors, want sy is so opgewonde. En ons stap van die vliegtuig af. En toe ons afstap, toe hardloop sy. En dan staan sy en sy wag vir haar tas, En dis die eerste keer dat ons kon hoor hoekom sy so opgewonde is. En sy hop op en af. I'm gonna see daddy. En toe ons so uitloop in die terminaal in, toe hardloop sy. En sy is vuil, is vol gemors en koeldrank en chips en alles. En haar pa staan daar en wag. En sy hardloop. En sy tackle hom. En sy tel hom op. Of hy tel hom op. En hy druk haar so styf vas. En die hare is vuil. Er is koeldrank op hom. Hy gee nie om nie. Hoekom? Want hy gaan ook sien. I'm gonna see daddy. En dis wat gebeur het aan die kruis. Ons sou hom nie sien sonder die kruis nie. En ons hoef nie by te sit nie. Ons hoef nie weg te vat nie. Ons hoef nie eers skoon klere te gaan aantrek nie. Hy maak ons skoon. Hy vat die vuil weg. En soos ons aangehardloop kom, wat begin gebeur? Hy omhels ons. En hy maak ons skoon. En hy gee vir ons lewe. En omdat ek my Vader gaan sien, I'm gonna see daddy. Het ek joy. Het ek vrede. Het ek geregtigheid. Het ek die koninkryk. That's all I need. That's all I need. Dis al wat ek nodig het. So ek wil vanaand vir jou vra, is jy op 'n plek waar jy regtig glo, I'm gonna see daddy. Ek gaan my Vader sien. Is jy op 'n plek waar jy regtig glo, dat daar 'n skeiding tussen jou en die Vader kan wegvat? Is jy op 'n plek waar jy die bloed van die kruis genoeg vertrou, dat jy weet, as iets vanaand gebeur, het ek lewe. Ek kan nie wag vir daai dag nie, ek hoop nie dis gou nie, maar ek kan nie wag vir daai dag, dat ek daar na by die hemelpoort te kom, en ek wil soos daai meisie hardloop, I'm gonna see daddy. Is jy reg vir dit? En sal jy iemand anders in dit kan invat? Wie eens daai stappe net vinnig, Delano sê, geraai tweede laaste een, of hy laaste een gewee vir ons wys. Miskien is die heel laaste een. Sal jy vir iemand kan sê, wat nie in 'n verhouding met hom stap nie, jy is gemaak om Jesus te ken. Dis hoekom jy so leeg is, want ons is 'n skeiding tussen jou en God. Sal jy vir hulle kan sê, pas op dat sonde jou nie vergiftig soos arseen nie. Sal jy vir hulle sê, maar as jy in daai plek is, hier's 'n plan, en sy naam is Jesus. En hy kan daai skeiding oorbrug, deur die volmaakte offer wat hy was. Sal julle kan lei na die Here toe, hulle met hulle harte glo, met hulle monde bely. En dan gaan jy joy sien. Joy. Because I'm gonna see daddy. Ek wil vir ons bid vanaand. Jy sal sien op die heel laaste bladsy, is daar 'n ding, ons sal dit dalk volgende keer doen. Wat 'n manier is hoe ons iemand na die Here toe lei. En dit is baie eenvoudig, het vertel die hele verhaal in 'n baie kort manier. Die ding se naam is Jesus at the door. So as Jesus aan jou deur klop,
en die handel is binne, gaan jy hom inlaat, gaan jy hom toelaat, en as daar 'n klomp stappe. Ons sal volgende keer daaroor praat. En volgende keer gaan ons ook raak aan heiligmaking, ons gaan raak aan 'n klomp waarheid en leuns aan die vrug van die Gees. Daarna oor heerskappy, heerskappy in jou huis, in jou huwelik, al daai dele dan oor serving, en ons gaan die Here vertrou vir groot goed. So kan ek vra, kom ons staan, dan gaan ons afsluit. Ek gaan vra, kom ons maak ons oë toe. Kom ons maak ons oë toe. Ek wil vanaand vir jou vra. Daai uitspraak is in jou guns gemaak om die koninkryk in besit te neem. Die aarde is vir ons gegee. Maar sonde skei ons van God. Het jy al 'n keuse gemaak om die koninkryk in besit te neem? Het jy al 'n keuse gemaak vir Christus, sodat daai skeiding tussen jou en God kan wegvat? Het jy al daai keuse gemaak? Besef jy die prys wat hy betaal het, en die banier wat in die Gees opgegaan het, wat sê van hierdie oomblik af, is my kinders vry. Hulle kan my sien. Al is hulle vuil, die vuil tel nie meer teen hulle nie. Al het hulle niks om te sê nie, ek hou dit nie teen hulle nie. Want hulle is vrygekoop deur my bloed. Het jy al daai keuse gemaak? Almal se oë is toe. En ek wil vra, as jy dit nog nie gemaak het nie, kan ek sommer net jou kop. Dankie, kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie Jesus, vir dit wat U vanaand kom doen. Ek wil vra, Here, dat U soos daai dogtertjie, daai vreugde gehad het, daai joy gehad het, because I'm gonna see Daddy. En ek vra Jesus dat U dit vandag en vanaand in elkeen in sy harte sal sit, dat ons daai deel van die koninkryk ook vanaand in besit sal kan neem. I'm gonna see Daddy. Want ek het 'n keuse vir U gemaak. Here, vanaand kom bely ons elke sonde. Vergewe ons, Jesus. Vergewe ons. En aanvaar ons vanaand as U kinders. Ek wil vra in hierdie oomblik, Here, kom omhels ons soos daai pappa, daai kind omhels het. In hierdie oomblik, Here, verklaar ons, U is ons Here, en U het uit die dood uit opgestaan. Ons glo dit. Ons glo dit wat aan die kruis gebeur het. Dankie, 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 dankie. Dankie dat U ons so lief het. Dat U bereid was om sonde te word vir ons, en gestraf te word vir ons, en dood te gaan vir ons, sodat ons nie hoef nie. Ons aanvaar vandag U verlossing en U heerskappy in die naam van Jesus Christus. Almal sê saam, amen. Amen. So dankie dat jy vanaand hier was. Ek wil vra, bring volgende week iemand saam. Ons gaan al hoe dieper gaan, al hoe verder gaan, ons gaan weer bedien, ons gaan elke week bedien, ons gaan die Here vertrou vir groot werk in dit ook. Maar bid saam ook vir hierdie aande. Ons gaan die Here vertrou dat soos wat ouens tot bekering kom, daar ook anders sal wees wat sal groei, en ons gaan al hoe meer groepwerk ook begin doen, sodat ons by mekaar leer, sodat ons mekaar kan stig. En ek wil weer eens vra, as daar iets is wat 'n ven spring in jou hart, toets dit teen die woord. Toets dit teen die woord. Kom ons daag mekaar uit. Ons vertrou die Here vir groot goed in hierdie paar weke. Amen. Amen. Dankie julle. Lekker is. Lekker aand. Met my hart en met my gees, elke huiwerige tree.
weer aan U my lewe gee. Ek wil naby aan U wees, met my sorge en my vrees, in my donkerste vallei, wil ek naby aan U bly. Hier by U is veilig, hier by U is heilig.